Ek wil vanmôre vir jou vra as jy Facebook het en hierdie woord het vanoggend met jou gepraat om dit te gaan deel op Aggies Koster se Facebookblad, nie omdat ek is nie, maar omdat iets is wat baie swaar op my hart lê. Ons het verlede naweek tydens die kruisigingsvrydag en die opstandingssondag, vir die wat hier was, sal onthou dat ons die heeltyd deur gelees het van die godsdienstige leiers. En dat dit juis hulle was wat Jesus op die einde bevraagteken het die heeltyd en ook hulle was wat hom uitgelewer het of oorgelewer het. Ons het die heeltyd deur gelees en die godsdienstige leiers het eenkant gestaan en in hulle harte gevra en hulle het Jesus gevra wie jou die reg gegee om te kan doen wat jy die heeltyd deur was dit godsdienstige leiers. En in die laaste paar jaar voel dit soms vir my, en elke keer as ek daai gedeelte lees, dan voel dit soms vir my of ons besig is om in die moeilikheid te beland. Want daai godsdienstige leiers kom al meer en meer weer na vore in vandag se tyd. En ek wil hê dat jy vanmôre baie mooi sal luister en ek het aan die begin gesê, ons het al van gister af gebid dat die elkeen se hart, dat die Here elkeen se hart en sy gedagtes en sy lewe sal beskerm. Maar ek wil vandag in hierdie huis wat gebou is, wat ons kerk noem tot eer van God opgerig en gebou is, om slegs sy woord te erken as die volle waarheid. En geen mense opinies of mense se instellings hoe God se woord sal kies of aanvaar of enigsins nie. En daarom wil ek, soos wat Jesus in Matteus 7 vers 15 tot 16 ons geleer het, wil ek vandag vir u begin met daai vers. Hy sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle toe kom en van binne roofsigtige wolwe is. Vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken en 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Die boodskapvertaling sê dit so, hy sê Matteus 7 vers 15 in die boodskapvertaling, julle moet lig loop vir mense wat goeie nuus verdraai. Hulle kom na julle toe met allerhande mooi godsdienstige praatjies, maar eintlik is hulle so gevaarlik soos 'n spul wolwe. Vers 16, dit is maklik om hierdie mense uit te ken. Kyk maar net hoe hulle leef, as hulle die heeltyd die verkeerde dinge doen, wys dit tog vir julle, dat hulle 'n spul leenaars is. Kind van God, ek wil vanoggend vir jou sê, ek kon met baie van die dinge wat in kerke gebeur het, en ek het myself voorgeneem baie jare terug, dat ek oor geen ander kerk of predikant sal praat in die kerk nie, want dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor Jesus Christus en hom die gekruisigde, sê Paulus vir ons. Paulus kom op 'n stadium en hy kom trap die gemeente uit en hy sê vir hulle, wat is hierdie ander evangelie wat julle skielik verkondig? Daar's nie 'n ander evangelie nie. Daar's geen verdraaiing, daar's geen verandering nie. Dis Jesus Christus, sy woord en hy is die weg en die waarheid en die lewe. En enigiets wat jy verkondig buiten hom is nie die waarheid nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, ek het met baie dinge niks gesê in hierdie gemeente nie. Maar ek het so rukkie terug iets gelees en ek kan net nie meer langer stil bly daaroor nie. Ek wil nie die kansel, die verhoog enigsins misbruik nie. Maar hierdie gaan nie oor 'n mens nie, hierdie gaan oor God. Eerstens wil ek vir jou sê, God het die mens baie lief. Baie. Hy het sy seun vir jou gegee. Nie net vir ons nie, vir jou. Maar ek wil ook vanoggend vir jou sê, God haat sonde. Nie die mens nie. God haat sonde. Dan kom die Bybel tog en hy sê, dat elkeen van ons sondig, en die een wat sê dat hy nie sonde het nie, maak God 'n leienaar. En God is geen leienaar nie. Sy woord is die waarheid. En daarom wil ek weer sê, God het jou baie lief. Baie, meer as wat jy ooit sal kan weet.
maar God haat sonde. Ek het baie keer vir die jong mense gesê, God het jou lief net soos wat jy is. Maak nie saak hoe ver en hoe vuil jy van hom af voel nie. God het jou lief net soos wat jy is. Maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. God het 'n begeerte in sy hart dat jy nie sal bly wie jy is nie. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat sê, vanweë die tyd moes van julle al leraars gewees het. Julle moes al ander mense kon leer. Gaan hy verder aan sê, maar julle is maar nog self op die melk. En ek wil vanmôre vir julle sê, ek het groot geword in hierdie denominasie en ek het regtig waar laasweek die Here dankie gesê dat hy my op hierdie pad geplaas het. Maar bovenal dat hy mense in my lewe geplaas het wat my gereeld my lewe lank aangemoedig het en ek het gebid en gesê, Here, ek het vir jare lank sulke mense gehad en ek bid dat U elkeen van ons in hierdie kerk so mens sal maak wat ander rondom die waarheid aanmoedig. So eerstens wil ek vir jou sê, God het jou baie lief, maar hy haat die sonde. En tweedens wil ek vanmôre vir jou kom sê, net soos wat Jesus gesê het in Johannes 8 vers 10 tot 11. Hulle bring die vrou wat in oorspel betrap is na hom toe. Ons almal ken die verhaal en hulle sê vir hom, die wet sê ons moet haar stenig. En dan weet ons almal, Jesus het vir hulle gesê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, en dan kom vers 10, en hy sê, toe Jesus hom opgerig het, en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Vers 11 sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Met ander woorde, ek veroordeel jou ook nie. Maar moenie dit weer doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, met hierdie boodskap veroordeel ek niemand nie. Ek het sonde in my eie lewe. Niemand is volmaak nie. Maar ek kan nie meer, ek wil amper sê met die valse leer en die dwaal wat besig is om in Christene se lewens te gebeur en vanuit kerke net niks sê nie. En ek dink dis een van daai geleenthede wat jy sal sien, ja, ek het nou eintlik kerk toe gekom om te hoor hoe die en so, maar ek wil jou vanmôre uit die diepte van my hart uit kom waarsku, want tot hiertoe het dit nog gegaan oor wat mense verkeerd doen, maar die oomblik as jy God begin uitdaag, dan kan ek nie anders as om dit net te ignoreer nie. Die woord van God sal altyd die enigste waarheid bly. En die woord van God mag nooit verdraai of aangepas word vir enige mens, selfs veral ook nie om sonde te regverdig nie. Nooit nie. Die woord van God kan nie verdraai word om mense se gevoelens en mense se opinies aan te pas nie. Dit kan nie. En die kerk is besig om mislei te word, die woord van God te begin te betwyfel, en mense is besig om kompromie met mense aan te gaan, en is te bang om besluite te neem, omdat hulle mense se gevoelens, wat mense regte het, wil beskerm. Nou moet ons skielik versigtig wees, wat ons in die kerk sê van die kansel af, of selfs wat jy die Bybel uit lees, want ek weet nie of wie van die kan onthou nie, 'n hele paar jaar terug, toe my ma nog 'n brief van ons hoofkantoor gelees deur te sê, indien ek weier om iemand van dieselfde geslag te trou en hulle my aangee, ek gearresteer kan word en die kerk nie verantwoordelik gehou kan word daarvoor. Nou alles wat mense nou besluit het reg en aanvaarbaar is in die kerk, ten spyte van wat God se woord duidelik sê sonde is. Lees ek 'n artikel op 14 April 2025, die dag net na Palm Sondag en 4 dae voor die kruisigingsvrydag, wat uitgereik is oor 'n besluit wat geneem is deur die topleiers en topbestuur van seker een van die grootste Christen-denominasies in Suid-Afrika. In kort handel hierdie artikel oor die volgende: elkeen van hulle lidmate kan besluit of Satan werklik bestaan of nie.
Ek wil vanmôre vir jou sê, teen 'n mens veroordeel ek niemand nie, ek het my eie foute baie. Maar as 'n Christendenominasie te bang is om op te staan en te sê, luister, hoeveel keer moet ons in hierdie land nog deur soveel dinge gaan en mense die skuld gee, maar skielik moet elkeen vir homself besluit of daar Satan is of nie. Ek wil vandag vir jou sê, as God se woord sê, daar is 'n vyand en 'n teenstander, dan is daar een. Want God se woord is die waarheid. Daar's geen ander waarheid as God se woord nie. Mense het in die hof al Satan die skuld gegee, dat hy die rede is dat hulle iemand vermoor en verkrag het. Maar skielik kom 'n Christen groep en sê, nee, maar jy kan nou besluit of daar een is of nie. Ten spyte van honderde Bybelverse uit die woord van God, wat die enigste waarheid is, wat ons waarsku teen Satan en sy bose magte en al sy werke. Maar skielik kan ons besluit. Kind van God, moenie mislei word nie. God se woord is die enigste waarheid. Moenie gestreel word met mooi woorde en goeie gedagtes nie. Moenie bekommerd wees as jy God se woord in jou eie lewe toepas nie. Op die einde sal elkeen van ons self voor God staan. So heel eerste wil ek vandag vir jou kom sê, God is nie in kompetisie met Satan nie. Glad nie. As jy nie weet nie, God het hom gemaak, en nee, God het hom nie sleg gemaak nie. Ek het nie nou tyd om vir presies te vertel nie, want soos ek heel voor die diens gesê het, ek hou nie daarvan om oor hom te praat nie, want ek het niks te sê nie. Iemand het eendag vir my vrou 'n boek gegee, oor al die verskillende goede rondom Satan en al die goed, en na sy so 2 bladsye gelees het, toe sê sy vir my, is nog lank voor ons getroud was, toe sê sy vir my, Dion, hierdie ding maak my bang. Toe sê ek vir haar, ken jy elke woord en elke bladsy en woord van God? Toe sê sy, nee, nog nie. Toe sê ek nou, los hom en leer die een wie is en wat sal wees en wat weer kom. Hou op nuuskierig wees oor goede, ja, moenie dom wees nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gevul is met die woord van God, sal jy genoeg wapens hê om teen te staan, en dan sal die Gees jou kom waarsku en sê, nee, daai is nie van God nie. God se woord lees nie altyd maklik nie. Ek het al vir mense gesê, wat vir my sê, Dion, ek verstaan nie alles wat ek lees nie, dan sê ek, weet jy wat, koop vir jou 'n kinderbybel. Ek het tot op die ouderdom van 4:25 nog meer kinderbybel gelees, as 'n normale Bybel, want ek wou hê dit moet vir my sin maak. Ek's 'n prentjie mens, ek wil die prentjie sien in my gedagte. Dit maak jou nie minder om 'n kinderbybel te lees nie, dit skep 'n groter honger in jou, want skielik het die prentjies van al die wonderwerke van Jesus en van alles is in my gedagtes gevorm. As iemand praat van Moses en die mandjie, dan sien ek die prentjie van die Bybel, kinderbybel wat ek gelees het. Die oomblik toe die prentjies begin teken in my gedagtes, toe sê iets vir my, nou wil ek 'n bietjie meer detail hê. Ons beklei baie keer oor verskillende vertalings van die Bybel. Ek wil vanmôre vir jou sê, kry net die woord van God, wat die enigste waarheid is in jou lewe. Al is dit deur 'n kinderbybel. Dit gaan 'n groter honger in jou wakker maak. Net soos die heel eerste mens, het God ook vir Satan gemaak, Lucifer, maar hy wou groter as God probeer wees. En ek lees vir Jesaja 14 vers 13 tot 15 uit die boodskap vertaling uit. Hy sê, in jou gedagtes het jy mos vir jouself gesê, ek gaan uitstyg bokant God se hoogste sterre. Ek gaan my troon in die hoogste hoogtes maak. Daar ver in die noord op die hoë berge waar die gode mekaar ontmoet,
Dit is waar ek gaan bly en soos 'n koning op my troon sit en die wêreld bekyk. Ek gaan bo in die wolke uitklim en soos die allerhoogste God self word. Maar kyk wat het nou met jou gebeur. Hier is jy nou in die bodemlose put van die doderyk. Die oomblik toe die Satan groter of op dieselfde vlak as God probeer kom, het God dood eenvoudig gesê, ek is baie jammer, en daarom wil ek weer vir jou sê, God is nie in kompetisie met Satan nie. Hy het hom gemaak, en hy het hom oorwin, en niks sal God ooit oorwin nie. God bly altyd die hoogste. Wat is dit wat God vir Eva gesê het in die tuin? Onmiddellik kom hy en sê, God wil nie hê, jy moet van hierdie boom eet nie, want dan gaan jy soos hy word. Presies wat hy wou probeer doen, het is presies dieselfde ding, waarmee hy die mens mislei het. En vandag nog is dit een van sy grootste sleutels wat hy gebruik. Mense wat hoër hoogtes vir hulle self wil bereik. Is dieselfde rede wat hom tot 'n val laat kom het. Is dieselfde rede hoekom soveel mense vandag nog tot 'n val kom. En vandag is Satan nog meer jaloers op die mensdom wat genade kan vind om by God uit te kom en in God se heerlikheid te gaan woon. Maar hy nooit in sy lewe sal kan nie. Ek wil jou vanmôre kom vra. Hierdie is niks anders as jaloesie nie, en ek het al die voorbeeld gebruik en ek wil dit graag weer gebruik. Ek gaan dit kort opsom. Die jaar toe ons in matriek was een van die seuns die vorige jaar al verkies om op die studenteraad te wees. En daai Desember het hy baie droog gemaak, en Januarie toe die skool begin, toe sê hulle vir hom, nee, ek is jammer, hulle het sy balkie weggevat, hy gaan nie kan dien nie. Hy was die grootste rebel daai jaar, want hy was jaloers op die studenteraad. As hulle gesê het, ons gaan so, dan maak hy aspres so. Omdat hy geweet het wat sy voorregte hulle het, en dit van hom weggevat is. En om het vir jou vandag maklik te maak, dis presies wat die Satan doen. Hy weet presies hoe groot die heerlikheid en die teenwoordigheid van God is. En hy's uitgesmyd, en hy's jaloers, en daarom sal hy alles probeer, om soveel as moontlik van God se mense weg te hou van God af. En ongelukkig kom waarsku die Bybel ons, dat dit ook in die kerk sal gebeur. Ons gaan moet wakker word, hy mislei elkeen, om sy eie koninkryk te bou, want hy wil nog steeds vandag probeer om aan God te bewys, dat hy meer by mekaar kan maak as hy. Besef jy dit? Hy wil elke mens moontlik aan sy koninkryk probeer kry. Satan versoek ons op verskillende maniere, maar veral met begeertes, gevoelens en swak plekke. En hier wil ek jou vandag kom waarsku, Satan kom versoek ons heel eerste om teen God se woord en teen God self te wil opstaan. Presies wat hy gedoen het. Hy wil hê dat jy moet teen God opstaan. Hy wil hê dat jy sal twyfel in God. Dis presies hoekom hy vir Eva gesê het, Eva, is dit waar dat? Is dit so dat God gesê het? Dis presies wat hy met my en jou doen. Is dit waar? Hy bring 'n bietjie twyfel. Die begeertes van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die trotsheid van die lewe. Snaaks genoeg gebruik Satan dinge om jou te mislei. En alles wat hy gebruik het, of alles wat hy gebruik om jou te mislei, is goed wat God gemaak het tot sy eer. Presies dieselfde. God het jou gemaak met 'n honger en 'n begeerte in jou binneste om meer en meer van hom te soek. Die Bybel kom tog en sê mense sal in die laaste dae meer genot vind of meer genot soek as God. Liefhebbers sê hy, liefhebbers van genot in plaas van liefhebbers van God. Dit wat jy sien
Dis dieselfde goed wat Satan gebruik, en ek wil vanmôre vir jou net 'n paar punte wys, hoe hy dinge gebruik in ons lewens elke dag. In die eerste plek om God se woord en God te betwyfel en te bevraagteken. Hy wil hê dat jy sal twyfel in God se woord, God se liefde, God se guns en God se goedheid, maar ook in elke belofte wat in God se woord staan. En al wat hy doen is, as jy in 'n oomblik alleen is, kom plant hy net 'n saadjie en sê, ek wonder. Is God se beloftes ook vir my? Is God se woord werklik? Wie het God se woord geskryf? In die laaste dae, die tyd waarin ons lewe, is dit skokkend. Hoe mense en teoloë, en ek weet nie wie almal professors, nou skielik probeer bewys, dat hier 'n dingetjie is en daar 'n dingetjie is. Hoe kan God se woord die waarheid wees? Pas op. Pas op. Moenie dat die vyand twyfel in jou hart sit oor God se woord wat die waarheid is nie. In die tweede plek, hy val ons begeertes aan. Hy kom baie duidelik. En dan sê hy die begeerlikheid van die vlees. Iemand het eendag vir my gesê, hoe vang jy 'n voeltjie of enigiets? Hoe doen jy dit? Jy sit so 'n paar saadjies hier en so 'n paar daar, en dit word meer en meer, en voordat jy jouself kry, dan jy hom in daai wip gevang. Elke een van ons weet baie goed, dat jy bietjie vir bietjie, en voordat jy jouself kry, is jy op 'n plek wat jy sê, ek weet nie hoe ek hier opgeëindig het nie. Ek het dit nooit sien kom nie. Hoekom nie? Want stadig maar seker is jy uitgelok. Is jy mislei. Derdens, gebruik hy leuns. Daar's 'n rede hoekom die Bybel hom die vader van alle leuns noem. Hy lieg net. Dis wat hy doen. En hy kom probeer vir jou vertel dat jy nie goed genoeg is nie. Dat jy nie die moeite werd is nie. Dat dinge nooit sal verander nie. Dat dit nooit beter sal gaan nie. Dat die Here jou nie regtig liefhet nie. En elke leuen wat teen die woord van God gaan, kom van hom af. Want al wat hy wil doen is, hy wil hê dat jy jouself op 'n plek sal bevind waar jy sê, ek wil nie meer lewe nie. Hoekom? Want Jesus, die Seun van God, het gesê, wees wakker en waaksaam, want julle teestander, die vyand, loop rond soos 'n brullende leeu. En hy soek die wat hy kan vermoor. Skielik kom ons as Christene op 'n plek wat ons sekere dinge regverdig. Sekere lewenswyses en dinge wat ons doen en sê en verhoudings en alles word skielik nou geregverdig, en dan gebruik mense die woord van God en sê, maar die Bybel sê, niemand is sonder sonde. Ek wil vir jou vandag mooi vra, moenie God se woord misbruik nie. Moenie God se woord misbruik nie. God se woord is duidelik. Vierdens, fokus die Satan net op jou swakhede. God kom en sê, hy kom ons swakhede tegemoet. Met ander woorde, God weet in wat se area van jou lewe jy swakhede het. En dan kom God en sê, ek sal jou kom help met daai swakhede van jou. Maar kind van 'n lewende God, hoor wat ek sê, die Satan fokus net op jou swakhede en hy herinner jou die hele tyd aan al jou swakhede. Presies die teenoorgestelde wat die lewende God doen. Die wat jou werklik liefhet. Die wat jou wil ondersteun. Die wat self struikel die regverdige, hoeveel maal elke keer help die Here hom op. Die een wat nie vir jou sê, jy is nie goed genoeg en sterk genoeg en slim genoeg en mooi genoeg en wat ook al genoeg nie. Hy sê vir jou en sê, ek het gesterf, sodat jy genoeg kan wees. Vyftens,
As daar een ding is waarin hy jou aanmoedig, is dit hy moedig jou aan om selfgesentreerd te wees. Me, myself and I. Nothing or only me. Wat leer God ons? God leer ons, wees nederig, wees goedhartig, wees genadig, wees liefdevol. Bewys genade. Jesus gaan so ver om te sê, jy moet jou vyande lief hê. Wat? En God, wat liefde is, kom en sê, bewys liefde, maar die Satan kom en sê, weet jy wat? Niemand sê my niks nie. Ek sal maak, soos ek wil. Ek sal vir hulle wys. Stadig maar seker, wil niemand meer jou vriend wees nie. Jy onttrek jou uit die gemeenskap uit, jy onttrek jou uit die gemeente van God uit, want jy is die een. En sonder dat jy besef, wil hy jou weer eens net een kan kry, wat jouself bevind op 'n plek wat jy dalk so alleen is. Ons het gelees in Jesaja, hy sê, hy wil daar op die berge gaan sit waar die gode by mekaar kom. Wees versigtig met wie jy jou omring. Miskien moet jy vandag 'n bietjie kyk, wie is jou beste 5 vriende? Wat se tipe mense is hulle? Want miskien is jy besig om soos hulle of saam met hulle, of miskien is jy die leier van hulle. Wat so neerkyk op almal. Wat nooit iets goeds in enigiemand anders sien nie, tog sê God, bewys genade aan hulle. Sestens, hy verdraai elke goeie gedagte. Die Satan verdraai elke goeie gedagte. Wanneer iemand by jou kom en sê, weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê, jy kan dit oorwin. Hulle het nog nie eens die sinnetjie klaar gesê nie, as hulle kom, as iemand by jy kan kom, dan is hy klaar in jou gedagtes en sê, ja, hulle het al baie so gesê. Jy sal nie kan, hoeveel keer het jy al nou probeer? Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, dink net gou 'n bietjie in jou eie lewe. Elke negatiewe gedagte, en elkeen van ons wat hier sit, het ons al op 'n plek bevind wat ons sê, ek kan nie meer nie, ek gee nie meer om nie, wat ook al gebeur, dit maak nie saak nie, dis alles deel van sy plan, en dan wil iemand vir my sê, jy moet besluit of daar Satan is of nie. Ten spyte van God wat ons waarsku en sê, asseblief, ek is lief vir jou, asseblief, wees wakker, wees waaksaam, ek het gedagtes aangaande jou, droom oor jou, asseblief, ondersteun mekaar, bemoedig mekaar, wees daar vir mekaar. Leef ons in 'n tyd wat jy nou maar moet besluit. Ek kan nie anders as om te dink, as jy self kan besluit of daar Satan is of nie, gaan ons binne die volgende 12 maande lees, dat jy ook kan besluit of daar God is of nie. As een ding wat jy vandag gaan moet doen, jy gaan hierdie saak in jou hart vandag moet uitmaak. Die woord van God sê, ek glo in God, hy skuif die hoë berge. Jy gaan mislei word. Die vyand gaan jou kom probeer op die verkeerde pad kry. Hoor wat ek vandag vir jou sê, die Bybel sê, dis onvermydelik, dat daar dinge sal kom wat jou wil laat struikel, maar dank die Here, hy sê ook, wee hulle, deur wie dit kom. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie bekommerd wees oor iemand anders se lewe nie, wees bekommerd oor jou eie lewe, want daar's net een regter, wat finaal sal besluit oor jou lewe. Geen mens nie, geen denominasie nie, nie die predikant nie, maak nie saak wie dit is nie, daar's net een wat sal besluit oor jou lewe. En ek wil jou vandag vra, glo jy nog dat God is wie hy sê hy is? Glo jy nog dat God se woord die enigste waarheid is? Glo jy nog dat God jou liefhet?
Glo jy nog dat hy gedagtes aangaande jou het? Glo jy nog dat hy jou grootste ondersteuner en motiveerder is, kind van God? Moenie mislei word nie. Moenie gemaklik word nie. Moenie dat mense jou vertroos en ompraat om jou te laat beter voel net altyd nie. Ek het in die week vir iemand gesê, en ek het begin my boodskap deur te sê, ek dank die Here dat daar mense in my lewe was, wat my op die regte pad gelei het. Ek het 'n paar pastore en vriende in my lewe wat reguit met my gepraat het, en min van daai gesprekke was lekker gewees. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek het baie mense in my lewe gehad wat my kom troos het. En my laat beter voel het, en miskien het hulle dit uit hul hart uit bedoel. Maar later het ek agtergekom, ek wil liewer iemand hê, wat my dissiplineer, en my op die regte pad hou, al maak dit seer, en al is dit nie vir my lekker nie, as wat ek in die verderf gelei word. Moenie mislei word nie. God laat nie met ons spot of speel nie. Jy kan maar gaan kyk in die geskiedenis heen. Hoeveel mense wat God uitgedaag het. Moenie mislei word nie. Dis nie maklik nie. Dis moeilik. Maar as jy ooit twyfel in jou hart, gaan terug na die woord van 'n lewende God toe, wat geskryf is om jou op die regte pad te hou. Ek wil weer eens sê, ek dank die Here vir 'n denominasie wat nie bang is om op te staan en te sê ons sal nie God se woord verdraai nie. Daar gaan moeilike tye kom. Ek sluit af. Moenie selfregverdig voel nie. Moenie op 'n plek kom wat jy voel ek is okay nie. Want ek wil jou kom herinner, die woord van God sê, wees warm of wees koud. Maar as jy lou is, spoeg ek jou uit. Wees liewer op 'n plek wat jy bekommerd is, dat jy nie reg is nie, en maak reg, as wat jy op 'n plek is wat jy dink, nee wat. Moet jou nooit vergelyk met enige ander mens nie. Moenie na 'n ander predikant kyk en dink, wel ek is tot beter as hy, so ek is okay nie. Paulus kom, en ek het al baie keer gesê, ek weet nie of ek dit ooit in my lewe sal kan sê nie. Paulus kom en hy sê, wees my navolger van Christus, soos wat ek is. Dis groot woorde. Maar dis wat Jesus vir jou wil hê. Hy wil hê jy moet so leef, dat mense na jou kan kyk en sê, waarlik, jy het die Here lief. Die woord van God kom en sê, hoe sal die mense weet, dat julle kinders van God is? Die liefde onder mekaar. Nie liefde vir jouself nie. Nie om jou te verlekker, wanneer iemand ondergaan nie. Maar om in jou hart God se liefde te ervaar. Kind van God, van die allerhoogste, enigste lewende God. God die Vader, die Seun Jesus Christus en sy Heilige Gees. Wees wakker, want jou teestander loop rond soos 'n brullende leeu. Word wakker, kind van God. Moenie mislei word nie. Die woord van God is die enigste waarheid. Hou by die waarheid. Hou by God se woord, wat jou sal lei na die nou poort. Die poort wat sy naam is Jesus Christus. Niemand sal na die Vader gaan, behalwe deur Jesus Christus nie. Gisteraand toe ek klaar voorberei het, ek gebid en gesê, Here, baie keer in my lewe, het ek na myself gekyk en ek het baie dinge in my eie lewe, maar baie keer gevra. En ek het so 'n bietjie gaan terugkyk, hoeveel keer het die vyand al lampe sê aan my deur kom klop.
in my eie omstandighede vir my gesê, jy sê daar's 'n God, maar hoekom hierdie Dion, hoekom daai? Hoekom die? Jy het gebid vir daai en na het niks gebeur nie, onthou jy dit Dion? Jy het die Here gesmeek, hoekom? En dan sê jy, dan preek jy en sê hy's 'n liefdevolle God. Die vyand los niemand uit nie. Onthou wat ons gesê het. Hy soek vir jou in sy koninkryk. Die koninkryk van die duister, soos die woord van God dit noem. Daar waar hy koning kan wees, soos wat hulle sal sê, daar waar hy koning kan kraai. Maar ek wil vir jou sê, vir 'n oomblik moes ek myself herinner aan die heerlikheid, die alomteenwoordigheid van God se koninkryk self, waar Jesus aan die regterkant van die Vader sit, waar hy my beloof het, hy berei vir my 'n plek, waar hy vir my 'n plek sal berei, waar hy self vir my 'n huis bou, nie met mense hande gebou nie, maar ewig in die hemel sê hy. Vir 'n oomblik moes ek myself herinner, hier op aarde gaan ons moeilike tye deurgaan. Ons sal verdrukking hê. Dit gaan nie net goed gaan nie. Maar Dion weet net een ding. Daar sal 'n dag wees wat ek hom van aangesig tot aangesig sal aanskou. Waar die lig en waar sonlig en kers nie nodig is nie, want die heerlikheid van God self sal hulle verlig, sê Openbaring. Dan voel ek sommer weer 'n bietjie ligter. Dan voel ek sommer weer, Here, dit is nie maklik nie, maar ons staan weer op en ons gaan weer. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre en ek wil finaal afsluit en sê, elkeen van ons het dinge in ons lewens, elkeen. Moenie jouself regverdig. Kom by God uit. Dis nie maklik nie. Dis baie moeilik. Maar kom by God uit. Hy wag vir jou. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil kom bid dat jy hierdie week ons nie vir 'n oomblik sal alleen los nie. Ek bid in die naam van Jesus, Here, in my lewe, dat U my in hierdie week sal kom oortuig van die sonde, geregtigheid en oordeel in my lewe. Here, dankie vir manne wat U op my pad gestuur het, wat reguit vir my die vinger kon wys en sê, nee, Dion, dis nie wat God se woord sê nie. Dankie vir manne wat nie bang was om my seer te maak, miskien. Dankie dat hulle nie te bang was om te sê, ek is net nou maak ek sy gevoelens seer. Net nou is Dion kwaad vir my. Nee, hulle was nie bang nie, hulle het vir my gesê, Dion, die woord van God sê, so en so. Tweedens, Here, wil ek kom bid. Here, beskerm die kerk. Vergeef ons, Here. Die kerk kan nie misleid word, Here. Ons kan nie twee gode dien nie. Ons kan nie mense kies bo God nie. Ons kan nie. Ons kan nie, Here. Ons kan dit nie doen nie. Maak ons wakker, Here. Ek bid vanmôre dat elkeen van ons in ons harte hierdie saak sal uitmaak. Dat ons nie mense se opinies en mense se vertroosting sal soek om ons sondes te regverdig, Here. Maar net soos wat Jesus, die een wat gesterf het vir ons sondes, vir daai vrou gesê het, ek veroordeel jou ook nie, maar asseblief moenie verder aangaan nie. Here, help ons
om die waarheid te soek in die woord van God. Daar's nie een letter of een bladsy wat ek wil oorslaan in die Bybel wanneer ek moet die woord bedien of wanneer ek die woord moet lees nie, Here. Ek wil nie sekere hoofstukke oorslaan en net uithaal wat my laat beter voel nie, Here. Miskien is dit nodig dat ons die swaar, harde woorde weer begin lees sodat dit reguit met ons kan praat, want U woord sny soos 'n tweesnydende swaard. Miskien moet ons 'n bietjie kastei word amper. Miskien moet ons 'n bietjie weer soos die skaapwagter, die skaap wat wil wegstap, so 'n bietjie hak en nader gesleep word. Op daai oomblik gaan dit dalk nie soos liefde voel nie. Maar is omdat U ons liefhet, dat U ons wil beskerm. Help ons, Here. Ons dankie vir U genade en die liefde wat elke dag vir ons nuut is, Here. Ek bid dat U verheerlik sal word in ons lewens, Here, dat ons die waarheid sal soek, al is dit nie maklik nie. Kom verander ons, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën.